Goeiemôre gemeente, ons gaan vanoggend se voorsang begin met 3 vlamliedere. Dan vra ek ons sal staan saam met ons laaste loflied. My God is die eer wat berge verskyn, my naam in die pale van sy hand geskryf, skepper van die sterre, son en maan, U wat ook tyd maak om by my stil te staan. Wie is ek? Wie is ek, dat U my so lief het, dat U aan my dink? Wie is ek, dat U my roep? My Vader die kone, skepper Heer, na lewe en liefde, smag ek meer en meer. Al val daar 1000 aan my sy, sal ek nie vrees nie, U beskerm my. Hier is ek, kind van die koning, terug vir die eeuwe, met 'n legioen van engele, stuur my uit. Hier is ek, wagend in die aarde, gehoor sy majesteit, U hart terug my na wêreld en dood. Hier is Here van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing, ek sal sing. U liefde sal vir ewig staan, U liefde sal vir my kom, maar ek sal sing, ek sal sing. No
Bly volhard soos atlete, dis God wat ons weg bepaal. Daar is skape los van wagting word, dat ons almal die beste sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verskil, dat ons God se pad nie volharding kan doen, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons Heer. Vir die vreugde dan het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Kom ons staan dan as ons sing lied 454. Vader ons Heer, ons Lord, wie ons aanbid, ons wil die skryf van wonderwerk. Wees die son en lig, ons ontvang die seën, heel die Skepper wendel op die troon. Jesus ons Heer, die ons dood, die ons aanbid, ons is die gemeente hier bestaan. Moet ons straks ons stem, die ons nog nie kent, ons die vrygebod is, prys die naam. Trooster ons Heer, die ons dood, die ons aanbid, Heilige Gees ons is met U gedoen. U wat rig en lei, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons Goeiemôre. Baie welkom in die erediens vanoggend vir die mense in ons woning. Lekker dat julle ook saam met ons in die erediens is. U gee son en reën, ons ontvang die seën. Lekker om vir die Here te kom sê vanoggend in die erediens, ons is die ontvanger van die seën. Dankie dat dit vir ons so wonderlik goed is. Ek is opgewonde daaroor dat jy dit ook vanoggend vir die Here kom sê. Ek het gedink ek wil graag net so 'n bietjie vir julle terugvoer. Waarmee is ons gemeente besig? Wat maak ons opgewonde? Wat is ons uitdagings? Een van die goed wat my baie opgewonde maak, en dit is op die agterkant van julle blaadjie. 'n Datum wat julle van kan kennis neem. Kom ons begin by 'n datum voor die 10de Mei is Moedersdag. Nou dit maak my opgewonde. Ons gaan probeer dat al die Christene van Petrusburg, almal wat Afrikaans praat, dat hulle daai Moedersdag saam met ons hier in die erediens kan wees. Ons het al briewe uitgestuur, ons het positiewe terugvoer gekry, lyk of jy ons gaan kom.
Vir die mense wat in die huisgemeentes is bietjie moeilik om vir hulle 'n brief te skryf. So as dit een van jou vriende of vriendinne is, nooi hulle uit asseblief. 10 Mei, Moedersdag, dan gaan ons al die gelowiges van Petrusburg, gaan ons by mekaar erediens hou. Die Saterdag na Moedersdag is dit die street store. Julle, ons is bevoorreg as ek kyk wat alles in my kas hang. Ek wil vir jou uitnooi, as daar skoene is wat jy nie meer gebruik nie, of klere wat te groot of te klein vir jou is, as jy iets langer as 'n maand nie gedra het, praat nou nie van winter en somersdag nie, maar bring dit asseblief, dat ons dit kan teen 'n billike prys verkoop aan mense, vir wie dit 'n groot verskil kan maak. Ons kerkkantoor telkom se nommer wat nie meer lekker werk. Op die brief, op die afkondigingsblaadjie het ons vir jou 'n selfoonnommer. Dit is nou ons gemeente se nuwe nommer. So neem asseblief kennis, skryf dit iewers neer, sit dit op jou selfoon, dan het jy dit so. Daar's mense in ons gemeente wie nie wel is nie, en ons leef ons meer met mekaar. Hulle name staan hier op die lysie. Jaco Swane moet dit weer 'n groot operasie in sy been ondergaan. Vroeger was hy deel van ons musiekgroep, maar sy gesondheid laat hom nie meer doen nie. Hy ondergaan tans rehabilitasie. Angelique Boshoff, sy is terug na 'n groot operasie. Frans sê hulle gaan 'n spyser in sy knie insit, om julle weet om daai alignment reg te kry. Vergewe die Afrikaanse slegte woorde. Dan Irina Petersen, sy is terug, sy het 'n heup gekraak, so sy nog gedink het sy gaan lekker kuier by haar dogter, toe gebeur dit nou. Johan van die kerk het steeds gemonitor om te kyk hoekom sukkel hy so, en dan het dit twee Odendaal, sy naam is nog nie op die lys nie. Hy het die afgelope tyd het hy meer gereeld epileptiese aanvalle gekry, en hy is nou hospitaal daarvoor. Dis nou Johan en Roliense de Tooi, wat jy dan nie deur mekaar haal. Ons besaardata, die eerste Saterdag nadat die skool begin, ons moes om bietjie vroeër skuif, maar was redes daarvoor gewees, onthou dit as die 11de April. En julle moet net vir julle lekker deur mekaar te maak, nee, want julle is nog genoeg daarvoor. Paasnaam, die 5de April, het ons as kerkraad gesels gaan ons 'n doopgeleentheid hou. Ek weet, daar is kindertjies gebore die afgelope tyd, en vertel vir jou vriende daarvan, of dit vir hulle kan werk. Ons ringsitting gaan hierdie week wees, Dinsdag op Jagersfontein, en dit het geweldig verander. So byvoorbeeld, ons sondagskool is nou nie met elke Sondag nie, daar is 'n WhatsApp groepie, so ek wil vir jou vra, maak seker dat as jou kind kategese toe moet gaan, dat jy Lizaan se nommer op jou foon het, want dan gaan jy WhatsApp skryf van waar gebeur die sondagskool en wie hou dit. Soos wat ons nou hier so is daar vir die heel ou kleintjies, is daar kleuterkerk by die bynings. Dis nou die reëlings wat ons moet wil tref met die WhatsApp groep. Ek was by die ringsitting gewees. Van die gemeentes in ons ring, is dit eintlik net Jacobsdal. En dan moet ek mooi verder dink, wat 'n voltydse leraar het. Goed, het geweldig verander. Op die ringsitting gaan ons praat, kan ons dalk 'n dominee kry wat tussen die verskillende gemeentes kan dominee wees. Dis een van die goed waaroor ons gaan praat. Die ander ding is Bekenklauseer. Ons wil 'n dag hou hier so in Petrusburg, wat ons as kerk bietjie saam met die boere leef en saam daaroor nadink. So dis ook van goed wat ons gaan bespreek. Ek is so bevoorreg om die afkondigings te doen vanoggend, want ek het 'n gewone naweek gehad. Weet jy hoe lekker is dit? Om nie te Sondag se preek is nog nie reg, en om vanoggend lekker saam met Annie in die bed te lê en
tussen hom en 'n ander dominee besluit, en op 'n kort kop het hy nie daardie beroep gekry nie. Maar nou moet hy hierdie preekopname vir ander gemeentes stuur, sodat hulle weer kan kies tussen 'n klompie mense, wie se preek hulle dan nog kyk op video. Vir my baie kosbaar dat daar iemand uit Petersburg gemeente is, wat beroepbaar is, en ons vertrou die Here dat hy hom na die presiese regte gemeente gaan stuur, waar hy inpas en by die gemeente hom met vreugde gaan ontvang as hulle dominee. Klop ons staan nie so by my asseblief. Ek wil vir julle nooi, ek gaan nou vir hom bid, en dan wil ek vir julle nooi om saam met my ook vir hom te bid. As ek klaar is, wil ek so 'n oombliekie van stilte gee, en vertrou hom aan die Here toe. Dis 'n tyd van verwagting, maar ook van onsekerheid. En kom ons vra dat die Here dit vir 'n tyd van groei ook sal maak, sodat ek by jou einde by die perfekte regte plek sal kom. Kom ons maak oop toe. Vader, U is die een wat met groot liefde gemaak het ons almal. En U het son en reën gegee die afgelope tyd. Jesus Christus, U is die een wat ons verlos van ons sukkel bestaan, ons geveg teen die sonde. Heilige Gees, U is die een wat ons troos en bly. Ons kom aanbid U vanoggend, dat ons saam met U in erediens kan wees. Dankie dat U vir Flip geroep het deur U Gees. Wil U nog vir hom vorm, vir hom lei, vir hom seën, nie net in vanoggend se erediens nie, maar om vorentoe by die perfekte regte plek as dominee te kom. Ons vertrou hom aan U toe. Wil U vir hom op wonderlike maniere seën. En seën ons elkeen in vanoggend se erediens. Geef vir jou ook 'n kans om in stilte met die Here verder te praat. Amen. Baie dankie. Dis nie meer die storie toe. Dis my. Dan was my baie dankie vir die verwelkoming en die seëngebed en elkeen van my gebed het nou. Ek moet sê, ouers nogal op die scène wees as jy weet, die word opgeneem en dit gaan op 'n YouTube channel. Maar nou moet ek sê, ek nie geweet om die Christus te gaan vanoggend te wees, en nou voel dit as 'n krikvreek ook. So, as 'n dubbele ding wat op 'n ou reis, baie dankie vir die geleentheid wat ek het om dit te kan doen. En wil ek sommer van die af sê vir Petersburg, baie dankie vir die tyd soos dominee te sê, dit was 'n lang pad geweest, en julle het my ondersteun en julle het my gedra. Ek sê dit nie sommer nie, ek weet want ek het dit beleef en baie dankie daarvoor. So goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens vanoggend en ek hoop dat die Here ons regtig sal seën deur sy woord en deur sy Gees. En ek wil ook van my kant af vir die ons woning se mense sê baie welkom en hoop dat u hier die erediens saam met ons sal geniet. Nou broers en susters, ons gaan dinge baie keer so met momente so 'n bietjie anders doen. Die eerste is die voting. Ek gaan gee 'n stil gebed soos altyd, dat die Here ons instel op die erediens en dan gaan ek die voting begin lees. En dan as my deel klaar is, gaan ek vra
en die gemeente antwoord en dan sê u amen. Maar wat vir my baie belangrik is, luister na die gedeelte wat ek gaan lees, want jy kan nie amen sê op iets waarvoor jy nie saamstem nie. So kom ons luister na dit wat ek gaan lees, dan gaan ek sê die gemeente antwoord en jy gaan antwoord met amen. Kom ons sluit die oë en stel ons in op die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here, die skepper van hemel en aarde. Hy wat ons roep om die wedloop van die geloof te hardloop, onder die kruis en onder die genade. Die gemeente antwoord, Amen. amen. Broers en susters, vriende, wees vanoggend gegroet met genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Wonderlik dat die Here ons groet, want hy groet ons as sy kinders. En vanoggend se gedeelte kom uit Hebreërs 12 waar ons praat oor die wedloop wat ons hardloop. En vanoggend het ons die geleentheid om God te loof en te prys as die een wat die leidsman is, die begin en volleinde van ons geloof, die een wat ons hande vashou en ons help om vorentoe te gaan en staande te kan bly. So kom ons sing dit hardop vanuit Lied 215. Hy is ons koning, ons redder, ons krag. Laat ons die naam van Jesus hoog lig, terwyl ons saam voor die Vader staan. Kom ons staan en uit ons harte, vol lof, sing ons Lied 215, besing die lof van Jesus staan. Amen.
begin van die erediens gesê het, maar ek wil hê jy moet elke moment wat ons gaan deurgaan in die erediens, elke moment in die liturgie, moet jy mooi luister en moet jy mooi inneem, want dit alles val saam met die boodskap van vanoggend. Dis waarvoor liturgie daar is om juist die boodskap op te bou. Nie net om 'n lied te sing en iets agter die rug te kry, maar om regtig te hoor wat die Here sê. Ons gaan nou nog 'n lied sing. Met hierdie lied kom sê ons Here, hy het ons gegroet, ons het hom geloof en prys. Maar met hierdie lied wil ons vir hom kom sê, Here, ons wil nou werklik in stilte, in rustigheid, in kalmte, in u teenwoordigheid wil ons inkom. Want Hebreërs 12 roep ons om hom met eerbied te dien as die God wat ons rig en lei, wat ons seën, maar wat ook soms ons tig om op die regte pad te bly. So kom ons word stil voor hom, want hy is hier, en kom ons nooi hom met hierdie lied nog meer uit om te vra, Here, kom net nog meer in my hart in, kom maak net nog meer stil om te hoor wat u wil sê. So terwyl ons sit, gaan ons sing lied 159, God is hier teenwoordig. God is hier
net so vinnig voor ek by die wet kom, as daar, ek nou vanoggend, het ek gedink aan 'n kindermoment, en toe hoor ek die kleintjies is daar, en die is hier, maar toe dog ek tog, kom ek deel ek met u. Wanneer ons op aarde aan 'n wedstryd deelneem, of aan 'n wedloop, dan is daar altyd 'n wenner, een wat tweede kom 'n silwer medalje kry, en 'n derde wat 'n brons medalje kry. En in die wêreld se oë is die wenner natuurlik die ou wat die goue medalje kry. En partykeer ruil dit om. Dan gebeur dit dat die ou wat die goue medalje kry, kom laaste, en hy kry die brons medalje. En dan praat mense en vra, maar wat het nou met hierdie ou verkeerd gegaan, en hoe kon dit gebeur dat hy was altyd die voorste atleet? En so kyk ons na die wêreld, ons moet wen. Ons moet eerste kom, ons moet bo uitkom, ons moet ons beste doen om net die beste te wees. Maar op die ou ende van die dag, as ek die kinders nou hier voor sou gehad het en die medaljes afgehaal het, en vir hulle elkeen 'n kroon opgesit het, wie was die verloorder? Steek jou hande op. Of wie dink jy is daar 'n verloorder? Kom ek vra so. Dink jy daar's 'n verloorder? Dink jy daar's wenners? Net wenners? Steek jou hande op as jy dink daar's net wenners. Want dit is waantoe ons hardloop. Hier op aarde doen ons ding, en ons kry ons medaljes, en ons doen goed, en ons besighede gaan aan. Maar ons wedloop, die ware wedloop, gaan oor die kroon wat God eendag vir ons wil gee. En daar gaan dit oor wie eerste of laaste inkom nie. Daar is almal wenners, daar is almal gelyk. Ons moet net inkom en volhard. Nou die geleentheid waar ons stil staan rondom die wet, lees ek 'n gedeelte wat eintlik pas by vanoggend, en net om daaroor te gaan dink. Want hoewel ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword om soveel mense as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Vir diegene onder die wet soos iemand onder die wet, al staan ek selfs nie onder die wet nie, om diegene onder die wet te wen. Vir diegene sonder die wet het ek soos iemand sonder die wet geword. Al is dit nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus, om hulle wat sonder die wet is, te kan wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kan red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel. Weet julle nie dat die atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle dit ontvang. Almal wat deelneem, pas in alle opsigte dissipline toe. Hulle nogal om 'n verganklike oorwinningskrans te ontvang, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop daarom so dat dit nie doelloos is nie. Ek boks so dat ek nie in die lug slaan nie, maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie terwyl ek vir ander gepreek het, self diskwalifiseer nie. Kom ons gaan net vir 'n oomblik stil raak, en dan gaan ons na die Here toe en vra vir hom, Here, waar moet ek word soos 'n Jood? Waar moet ek word soos iemand onder die wet? En ons daar is dit nou verskillende dinge. Waar moet ek dalk 'n posisie inneem wat nie heeltemal vir my gemaklik is, maar om iemand in te trek in die gemeente nie? En dan die belangrikste van vanoggend, Here, is ek besig om te oefen? Is ek fiks in my geloofslewe? Maak ek tyd vir U?
En ons gaan in die preek daarby uitkom. Maar dis die belangrikste. En ek dink as ons gaan nadink, dink ek elkeen van ons kan sê, ek kan tog 'n bietjie meer doen. Ek kan tog 'n bietjie meer tyd saam met God spandeer. So ek gaan nie vra, kom ons sluit die oë en dan vat jy wat ook al op die hart druk, wat die Here vir u sê, bring dit na my toe. Ek wil dit wegvat van jou af. Kom ons sluit die oë. Amen. Nou as genadeverkondiging en verootmoediging, wanneer ons die wedloop van die geloof hardloop, dan dra ons soms laste en sonde saam, sê die woord vir ons. En vanoggend wil die Here vir ons kom sê, as ons opreg na hom toe gegaan het, kom neem hy daai laste weg. Kom help hy ons om ontslae te raak van daardie sonde wat ons so maklik verstrik. So kom ons, terwyl ons sit, sing hierdie lied en vra dat die Here ons voete, ons liggaam weer lig sal maak, om voluit die wedloop te kan hardloop. Ons doen dit met die sing van die 240 terwyl ons sit. gedeelte wat sing dat God sal nooit 'n gebroke gees vernietig nie, maar vergewe. Laat my aan daardie psalm dink, waar daar staan dat 'n gebroke gees sal die Here nooit wegwys nie. Hy het 'n welbehae daarin. En as ons vanoggend hier met gebroke geeste sit, weet dit, God se fees skoon, en hy kom gee jou die krag wat jy nodig het, en hy seën jou daarmee, om die wedloop te kan voltooi, wat jy moet voltooi. Ons gaan vanoggend lees uit Hebreërs hoofstuk 12,
Ek weet nie of dit op die bord gewees nie. Voor ons uit die woord lees, kom ons vra die Here se seën ook op die prediking. Almagtige God en Hemelvader, Here, dankie dat ons vanoggend met vrymoedigheid in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Hoëpriester, na U toe kan kom. Om U te aanbid, om U te dien, om ons te verootmoedig voor 'n God wat ons weet, wat vir ons lief is, wat vir ons barmhartigheid wys, wat vir ons genadig is, wat soos die engel sê, wat mercy wys, wat grace wys, en vir ons gee. En juis, Here, waar ons vanoggend gaan praat oor hierdie wedloop, wil ons vra dat U vir ons sal versterk hierdeur, deur U genade en U liefde. Dat U vir ons, Here, sal kom bemoedig, om te laat weet is die stryd nie so maklik nie. Ons is alreeds meer as oorwinnaars in U. Dankie, Here, dat ons ook kan bid dat enigiets is moontlik deur Jesus Christus. So kom bid ons vanoggend vir hulle wat siek is, Here, mag U hulle seën en genesing bring, Here. Ons bid vir hulle wat hartseer is, vertroos hulle. Here, ons bid vir 'n wêreld waarin Christene onder geweldige vervolging deurgaan. En ons vra dat U daar sal beskerm. Maar ons vra ook vanoggend, Here, dat U die woord sal seën, dat U dit vir ons sal oopbreek. En my gebed is, Here, dat dit ons sal voed en sal versterk. Ek bid ook vir hom, Here, wat die woord oordra. Here, mag die oordeenkinge van my hart en die woorde oor my lippe vir U aanneemlik wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Hebreërs 12 vanaf vers 1. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Julle het nog nie ten bloede toe teenstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. My seun, moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie. En moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Maar die een vir wie die Here liefhet, tug hy, en hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as tugtiging, want God behandel julle as sy seuns en dogters. Want watter seun of dogter word nie deur hulle vader getug nie. Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns of dogters nie. Verder, ons het nog ons aardse vaders gehad, wat ons getug het en ons het hulle gerespekteer. So sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef nie. Want hulle het ons vir 'n kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het.
maar hy tot ons bes wil, sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Op die oomblik lyk elke tugtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer dit egter 'n vreugdevolle vrug op vir hulle wat daardeur ingeoefen is, 'n vrug van geregtigheid. Daarom tel op die slaphande en die lam knieë en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is, nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word. En maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word. Tot sover. Broers en susters, ek het so ruk terug, die vorige keer wat ek gepreek het, was ek ook opgeneem, of wat ek opgeneem is. En ons het gepreek, praat daaroor dat ons worstel dalk soms nog met sonde, maar nie sonder oorwinning nie. God gee vir ons die oorwinning en hy gooi ons nie weg nie. Hy bly by ons. En hy vra ons om aan te hou. En toe in Rywilo het ek 'n bietjie gepraat oor identiteit. Waar lê jou identiteit? Is dit in Christus? Jou redder, jou verlosser, die een wat vir jou krag gee, die een wat vir jou intree, die een wat jou losmaak van dit wat jou vashou, maar die een wat jou seën, jou Vader, jy is sy kind, is erfgenaam, die Heilige Gees wat in jou woon, lê jou identiteit daar, of lê jou identiteit in jouself of in die wêreld, en dan wonder jy maar hoekom sukkel ek. En toe het ons gekom by vanoggend, as ons verstaan dat die Here ons help in hierdie hele proses, en ons verstaan ons identiteit en ons weet wie ons is in Christus, dan is daar een ding wat vir ons, nie net een ding wat vir ons oorbly nie, maar die belangrike ding, hou aan om die wedloop te hardloop. Nou die Christelike wedloop is nie 'n sprint nie. Dis nie 'n 100 meter vinnige aflê nie. Die wedloop van die lewe is 'n lang afstand. Die wedloop van die lewe is nie 'n vinnige wen nie. Maar wie volhard? Wie hou aan om te volhard? Daarom is die vraag nie, raak ek moeg of is ek moeg nie, maar die vraag is, hou ek aan hardloop ten spyte van wat ook al oor my pad mag kom. Nou jy sal weet, Hebreërs is 'n regtig interessante en 'n kosbare boek. In Hebreërs hoofstuk 11 word genoem die geloofshelde boek. Jy het dit seker al gehoor. En interessant wat Paulus hier kom doen, hy vertel in hoofstuk 11, noem hy al hierdie groot helde, of die skrywer van Hebreërs moet ek sê, ons is nie seker of dit Paulus is nie, maar hy kom vertel van al hierdie geloofshelde en wat hulle moes deurgaan om by die eindpunt uit te kom. En dan wil hy daarmee vir ons sê in Hebreërs 12 vers 1, julle word aangemoedig. Julle word aangemoedig. Dink 'n bietjie, Paanmara langs die rugbyveld of netbalveld. Kom Jannie, kom aan, tackle hom Pietie. Dis wat die Here vir ons wil sê. Julle word so in die geloof ook aangemoedig. Maar die geloofshelde word nie geskilder as hierdie manne wat nou daar moet staan en eer en so aan moet ontvang nie.
Julle is manne wat staan daar om te sê, die krag van God se genade en sy getrouheid dra ons. Hulle sê in ware vir ons, die Here het ons deurgedra, nie onsself nie. En daarom gaan hy jou ook dra. Daarom gaan hy by jou ook bly. Daarom is ons nie alleen in die stryd nie, en dit moet ons besef van die begin af. Ons is nie alleen in die stryd teen versoeking, teen sonde, teen moegheid, teen die sorge van die lewe nie. Daar's mense wat voor ons al swaar gekry het en die moeilike pad moes stap. Maar waardeur die Here wonderlike dinge gedoen het. En ek dink ons moet dit ook raak sien, nie net dat hulle dit moeilik gehad het nie, maar hoe God hulle opgehef het. Hoe hy wondere deur hulle gedoen het. Nou daaraan praat ek aan my dogter oor Moses, en sy sê, man, Moses is 'n belangrike man. Kyk eens wat het die Here deur hom gedoen. 'n oop see laat oopgaan het. En hoe daar die hele tyd van hom gepraat word. En so kan ons aangaan met al die ander geloofshelde. Maar wat vir my belangriker is, of nie belangriker nie, maar wat vir my daaraan grens is, ons hier behoort mekaar aan te moedig. Ons hier behoort vir mekaar te sê, as jy swaar trek, is ek daar. Hou net aan. Ons hier moenie in gesprekke betrokke raak, ons negatief is en negatief praat nie. Wat eintlik moet gebeur, moet spontaan, moet ou eintlik net daar staan en bid en vra, Here, neem hierdie negativiteit weg. Neem hierdie slegte ding weg. Ons moet mekaar aanmoedig. En ons weet van die ander mense wat swaar kry. En kom ons gaan doen dit, want die Here doen dit vir ons. So dis die eerste punt van vanoggend, ons word omring deur getuies, geloofsgetuies, en dat God by ons is. Die tweede ding wat hy van ons vra is, lê elke las en sonde af. Hoekom? Hoekom moet jy elke las af lê? Hier is 'n hele paar manne wat al die Comrades gehardloop het, wedlope gehardloop het. En as jy vir hulle vra, dan sal hulle vir jou sê, ons wil so min as moontlik om ons saamdra terwyl ons hardloop, want dit maak die wedloop moeiliker. Dit hou ons bietjie terug. Dit trek ons krag, dit ontneem ons krag. Dieselfde vir mense wat gaan stap, pak nie rugsakke onnodig swaar nie. Hulle pak vir wat hulle nodig het, sodat hulle kragte nie ingee voor die tyd nie. Nou 'n interessante ding vanoggend is, die laste wat hiervan gepraat word. Jy onthou in die verhaal van die saaier, is daar een gedeelte waar daar staan, en die saaier het gekom, en die saad op goeie grond gegooi, en het het opgekom, welig, wonderlik, en toe kom die dussels op, en hulle verdring die goeie saad. En Jesus verwys daarna as die sorge van die lewe. Nou hoor my mooi, want ek wil dit nie verkeerd stel nie. Maar daar is goeie dinge in die lewe. Selfs die goeie dinge in ons lewe kan laster raak. Dan vra jy vir my hoe? As jy te veel tyd aan jou besigheid spandeer en jy kom nie by God uit nie. As jy nie genoeg tyd maak vir die Here nie, want daar is te veel ander dinge wat jou besig hou.
selfs wanneer dit by jou familie kom, en ek wil nie my verkeerd verstaan nie, maar ons familie kan ons so besig hou, veral in die tyd waarin ons nou lewe. En familie is nie sleg nie, maar as ons familie ons so besig hou, dat ons nie by die Here uitkom nie, dan moet ons vir die Here gaan vra, Here, help my hoe om my tyd tussen my familie en U reg in te deel. As jy meer geld wil maak, en jy dink die hele tyd aan planne en dit hou jou wakker in die aande, maar jy het nog nie eens 'n gebed gedoen op die Here gaan stil raak voor jy vanaand gaan slaap nie. Finansies is 'n goeie ding, ons het dit nodig en die Here gee dit vir ons en hy seën ons daarmee. Maar wanneer dit te veel tyd vat, dan is dit 'n las. So eintlik die sorge van die lewe, daardie dinge waaroor ons bekommerd is, en dis wat die Here eintlik wil uitkom, dit raak 'n bekommernis, dit raak 'n las wat jou so vashou dat jou energie gedreineer word en jy kan nie voluit hardloop vir die Here nie. So eintlik is dit net 'n skei van prioriteite om daardie laste af te gooi. En dan is daar negatiewe laste. As jy weet daar's negatiewe vriende in jou lewe, gooi hulle af. As jy weet jy's 'n menspleaser en jy hou almal besig, maar jy self kry niks nie, stel grense, maar gooi die laste af. Dan die sonde wat verstrik. Nou verstrik beteken dit hou ons vas. En hoe gebeur dit? En ek gaan nou maar 'n ou voorbeeld gebruik. Ek kyk eers na haar en ek sien sy's mooi, maar ek hoor sy's getroud. En dan hoor ek, sy stel ook belang. En dan begin ons praat. En dan begin praat, daar prentjies of wat ook al word. En voor jy sien is jy in 'n verhouding, 'n buiteegtelike verhouding. En wat gebeur is, jy kan nie na die Here toe gaan met vrymoedigheid nie, want jy voel skuldig. Jy kan nie teenoor jou lewensmaat eerlik wees nie, want jy voel skuldig en jy moet jok oor waar en hierdie goeders. En dit trek jou weg van die Here af, letterlik weg. Dit verswelg jou, dit maak jou dood. Dieselfde met alkoholisme, iets soos alkoholisme, pornografie, skinder. Mense oordeel. Het raak 'n gewoonte om dit te doen, om negatief te praat of te skinder van mense of ander mense te veroordeel. Hierdie sondes druk ons vas en hou ons vas en ons kan nie beweeg nie. Ons kan dalk 'n treetjie vorentoe gee, maar dan val ons weer. En daarom moet ons vir Here vra, maak ons los van hierdie dinge wat ons terughou, wat ons weet verkeerd is, wat ons weet teen U wil is, en hy sal dit doen. So vir 'n oomblik, kort oomblik, sluit net jou oë en vra, Here, is daar iets wat my momentum steel rondom laste of rondom sonde, want ek wil dit vir U kom gee en vra, vat dit weg, breek dit vandag, sodat ek vorentoe kan gaan. Kom ons sluit die oë. Amen. Ons volgende punt
Hardloop met volharding. Volharding beteken ek hou aan ten spyte van pyn, moegheid, teleurstelling, al die dinge wat die lewe na my kant toe gee wat nie lekker is nie. Die teenkanting van die wêreld wat ek moet beleef. Hou ek aan, dis wat volharding beteken. Volharding beteken, Here, ek is op my knieë. Maar ek is nog op my knieë. Of Here, ek lê al, maar my hand is nog steeds in U sin. En ek sal nie opstaan en ek sal nie vorentoe gaan. Is om te sê, ek gaan nie opgee nie, ek gaan vorentoe gaan, ek gaan aanhou. En ons moet onthou dat die wedloop is persoonlik. Paulus praat daarvan, hy sê, ek moet daarop let, dat ek nie ander mense leer en self diskwalifiseer nie. Daarom moet ons werk daaraan in ons lewens so inrig, dat ons sterk genoeg is, om deur te gaan, deur die krag van die Here. En onthou, hy veg vir ons. Ons kan dit uit eie krag doen nie, hy veg vir ons. En daarom moet ons ook nie ons pad met ander vergelyk nie. Ons moet getrou bly aan jou roeping. Waar ook al jy nou is in jou lewe, God is daar by jou. Net soos hy by die ander ou is wat jy dink verder in sy geloofslewe is. Ek kon nog nooit verstaan wat beteken dit om 'n groot Christen of 'n klein Christen te wees nie. Jy's 'n Christen. Ja, jy's dalk 'n Christen wat worstel met iets, maar jy's 'n Christen. Jy's 'n kind van die Here. En maak nie saak hoe ander vir jou lyk nie. Jy dink hoe ver hulle gegroei het nie. Groei jy net en bly jy net saam met die Here aanhou om te volhard. Hou jou oë op Jesus. Jesus is die begin en volëinder van ons geloof, en dit laat my dink aan Filippense, waar daar staan, wat die Here begin het, sal hy in jou klaarmaak. Hoor jy mooi? Hy sê, daai wat ek begin het, herhaal ek dit weer, ek is die begin en volëinder van jou geloof, ek sal dit klaarmaak. En Jesus het die kruis gesien, en hy het geglimlag, en hy was opgewonde, al het hy in die tyd van Getsemane, het hy gesmeek, as die beker by my verby kom. Maar hy het aangehou terwyl hy geweet het, en hy het gedoen met opgewondenheid. Hoekom? Vir jou en vir my. Nie vir homself nie. Daardie vreugde het hom gedra om te weet, ek kan my kinders red. Daar is hoop vir hulle. En daarom is dit nodig dat ons moet besef, as jy na jouself gaan kyk, gaan jy moedeloos word. As jy na omstandighede gaan kyk, gaan jy bang word. As jy na Jesus kyk, is daar altyd hoop, want hy het klaar deur dit alles vir jou gegaan. Die kruis wat jy nou dra, het hy klaar gedra. Die wonderlike is, hy het sy kruis alleen gedra. Jy dra jou kruis saam met hom. Hy dra saam met jou aan jou kruis. En aan God se dissipline is liefde en nie straf nie. Eintlik, as ons mooi daaroor gaan dink, as ons dit moet opsom, as iemand nie getuigtig word deur die Here, of reg gehelp word deur die Here, sy kinders nie, dan is ons nie regtig sy kinders nie. Want hy sê, 'n vader tug sy kinders, omdat hy vir hulle lief is. God sê, as ek sien jy gaan afdwaal, dan gaan ek ingryp. Dan mag beproewings oor jou pad kom, dan mag dinge gebeur. Slegte dinge wat in jou lewe gebeur, wat ek gaan gebruik om aan jou te vorm, sodat jy weer op die regte pad kan kom, en op die regte fokus sal staan. God se dissipline is nie verwerping nie, maar is liefde.
is opbou. En die laaste punt wat ek wil maak, ons moet weer in die geestelike gym kom. Aan die einde van hierdie boek skryf die skrywer van Hebreërs en hy sê, julle moet weer oefen, wanneer julle moeg raak, sodat die dinge nie sook, en julle heeltemal val nie. Moegheid is nie sonde nie, hoor dit mooi vandag. Opgee is die gevaar. En om ons te help om nie op te gee nie, moet ons in sy woord kom. Moet ons hom vra, Here, help ons weer die reguit pad loop. Help ons om weer gehoorsaam te wees en bring vir ons nuwe krag. Jy en ek is nog in die wedloop. Jesus het nie opgegee nie en hy gaan nooit opgee nie. Hy hardloop saam met jou en al die ander geloofsgetuies en hier onder mekaar. Hou aan, hou vas en hou die oë op hom. Matteus 24 vers 13 sê vir ons, wie volhard tot die einde sal gered word. Amen. Gaan so 'n oomblik gee vir stil gebed en dan skryf ons af. Maar Vader, ons wil vanoggend en ek net een ding om vra, en dit is, Here, help ons om ons oë op U gerig te hou, om te volhard deur die krag wat U vir ons gee. En vra ons, Here, dat ons op mekaar sal ondersteun en versorg en aanmoedig, veral in die moeilike tye in die landbou, in ons land, in ons gemeenskappe, oor die wêreld heen. Gee ons asseblief die krag, Here, sodat wat uit dit het is, nie sal verswak nie, maar dat ons weer reguit paaie vir onsself sal kan maak deur U krag. Dankie dat U met ons is en ons loof en prys U. Ons bid dit, Here Jesus, in die wonderlike naam. Amen. Daar's nog geleentheid vir dankoffers.
Ons gaan afsluit met lied, Psalm 46, waarin ons herinner word, dat selfs wanneer die wedloop swaar raak en moeilik raak, God daar is om ons op te tel, hy ons toevlug en ons skuilplek is. Hy is een wat ons dra, wanneer dit moeilik raak, wanneer ons nie meer kan nie. Kom ons sing dit as 'n geloofsbelijdenis vir die week wat voor lê. God is ons toevlug en ons krag. Kom ons staan, Psalm 46. God is ons toevlug en ons skud. Broers en susters, die woord sê jy is meer as oorwinnaars. Die woord sê jy is tot alles in staat deur die krag van die Here Jesus Christus om te volhard in die wedloop. Gaan hierdie week daarmee in en leef daaruit. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou oplig en aan jou vrede gee.